Goeiedag en baie welkom weer by jou Sondag stil word. Ons tema vandag is God sal vir ons veg. Deuteronomium 31 vers 6. Hou moed en wees dapper. Moenie bang wees nie. Moenie vir hulle skrik nie, want die Here julle God gaan saam met julle. Hy sal julle nie in die steek laat nie. Julle nie alleen laat nie. In swaar kry-trye gebeur daar een van twee dinge met ons. Ons word of beter of ons voel bitter. Hang af watter kant toe loop jy. Loop jy na God toe, word jy beter. Loop jy weg van God af, verdwaal jy in hierdie hoekom en waarom bos, dan word jy bitter. En daarom wil ek jou nou net uitnooi. Kom ons twee, kom luister vandag na iemand wat ook gevoel het, soos wat ek en jy vandag voel. Iemand wie sy hart ook so in mekaar gekrimp het, van vrees, toe daar 'n klomp dinge rondom hom gebeur het, wat hy nie so lekker kon hanteer nie. Van wie praat ek? Koning Jehosafat. So kom ek vertel vir jou, vandag so bietjie, die storie vinnig van koning Jehosafat, en wat gebeur het. Nou die gedeelte wat ek vandag met jou wil deel, is uit 2 Kronieke 20, vers 1 tot 30. Soos jy kan hoor is 'n klomp verse, en terwille van tyd gaan ek dit nou nie vir jou voorlees nie. Soos wat ons aangaan, gaan ek vir jou die teksverwysings hieronder aangee. Maar ek wil vir jou groot guns vra. As ons nou klaar is vandag, vat jou Bybel, gaan sit daar een kant en lees 2 Kronieke 20, vers 1 tot 30 op jou eie tyd deur. En soos wat jy dit deurlees, dink bietjie oor dit wat ons gedeel het met mekaar, maar vertrou ook die Heilige Gees, om dan so bietjie dit nader in jou eie lyf en jou eie hart te bring. En vra dan jouself af, maar wat wil God deur hierdie gedeelte ook met my deel? Nou kom ek gee net gou vir jou so bietjie agtergrond van hierdie man, koning Jehosafat, of ook soos wat hy genoem word, Josafat. Hy was die 4de koning wat in die verdeelde Juda regeer het. Koning Josafat was 'n man met 'n hart vir God, en hy het dit uitgeleef in sy doen. In sy 3de regeringsjaar het hy die priesters, die leviete en almal wat vir die Here gewerk het, gestuur byvoorbeeld vir onderrig in die wetboek. En in 2 Kronieke 22 vers 9 lees ons, Josafat het die Here gedien met sy hele hart. Maar so sonder dat Josafat dit besef het, het hy ook in 'n probleem vasgehardloop wat so groot was, dat hy glad nie geweet het hoe om dit te hanteer nie. Kom ons kyk gou wat staan in 2 Kronieke 22 vers 1. Later het die Moabiete en die Ammoniete en saam met hulle groep Meuniete 'n veldtog teen Josafat begin. Josafat het berig gekry. 'n groot menigte van oorkant die dooie see, van Edom af, het teen u opgetrek. Hulle is al by Gaseson Tamar, dit is En-Gedi. Nou moet ek en jy mooi verstaan, dis nie te sê dat as ek en jy die Here dien, en dat ons as ons kinders van God is, dat ons swaar en seer kry gaan vryspring nie. Josafat het die Here met sy hele hart gedien, maar daar was ander mense wat nie die Here gedien het nie, en wat vir ander gode geleef het, en hulle het opgetrek teen Josafat. Hy, soos ek en jy, het ook 'n probleem gehad. Maar kom ons kyk, hoe hanteer Josafat hierdie probleem? So die eerste ding wat ek en jy vir mekaar moet sê is, Jehosafat het 'n probleem gehad. Die tweede ding is, hoe het hy hier binne gevoel? Hy was bang. En weet jy, dit is 'n ander ding wat ek ook glo, waar ons die kat heeltemal aan die stert beet het, is dat mense ons kom maak glo, dat ons as Christene nooit mag bang wees nie, dat jy altyd sterk moet wees, dat jy altyd bly moet wees, en dat bang 'n teken van swakheid is. Dis nie waar nie. Gaan luister maar na Dawid in die Psalms. Een van die wonderlikste terapeutiese ervarings is wanneer ek my bang in die oë kan kyk, en dit kan omarm, kan sê, ek gaan iets maak met hierdie bang. Wat lees ons in 2 Kronieke 22 van Jehosafat? Luister saam met my. In vers 3 staan daar,
Josafat was bang en hy het by die Here hulp gesoek. Vers 12, want ons het nie die krag om hierdie groot menigte wat teen ons optrek te weerstaan nie. Ons weet nie wat om te doen nie. Ai, is dit nou nie pragtig nie? Ek sê altyd vir mense, niemand kan gehelp word voordat hy nie erken hy het 'n probleem en sê asseblief help my nie. Wat kom doen Josafat? Hy kom na die Here, hy sê Here, ons het 'n probleem. Here, ek is bang. Here, ons weet nie wat om te doen nie. Die verdere interessante is hierdie probleem was nie net Josafat se probleem nie. Dit was sy probleem, maar ook die hele volk se probleem. En wat doen Josafat? Josafat besef dat hy en die volk nou moet saam staan. En wat lees ons in vers 3? Josafat het 'n vasdag in die hele Judea uitgeroep. En die Judeërs het bymekaar gekom om die hulp van die Here te vra. Uit al die stede van Juda het hulle gekom om die Here se hulp te vra. Hierdie manne het nie op 'n knop gaan sit en begin om hulle eie plannetjies te maak nie. Hulle het nie gesê, weet jy, nee, kyk, ons moet nou ons ding doen nie. Josafat het geweet, daar's net een wat hulle kan red. En dit is God. En weet jy, ek glo met my hele hart, hierdie situasie waarbinne ek en jy ons bevind, raak ons elkeen. Dis nie net ons hier in Suid-Afrika nie, dit is wêreldwyd. En ek glo met my hele hart, God wil ons aandag kry. Hy wil vir ons sê, kom luister net vir 'n slag weer, na wat ek vir julle wil sê. Kom kyk net en soek net weer julle oplossings by my. Nou die interessante is, wat het die volk gedoen tydens hierdie vasdag? Ons lees daarvan in vers 6. En hulle het gebid, Here God van ons voorvaders, U is ons God. Vers 12, ons oë is op U gerig. Hulle oë was gefokus op God, op wat hy kan en wat hy wil vir hulle doen. Omdat hulle afhanklikheid van hom erken het. Nog 'n baie interessante ding is, dis nie net 'n volk wat saamkom om te bid nie. Telkens in die Ou Testament, wanneer daar biddae en alles uitgeroep word, dink maar aan Nehemia wat die mure moet herbou. Waar het hy begin? Hierso. Sy beginpunt was, toe hy hoor van wat aangaan, het hy voor God stil geword. Hy het sy seer na God toe gebring, sy probleem. En toe het God sy hart vir Nehemia oopgemaak en gesê, gaan herbou die mure. Net so wanneer ek en jy by God stil word en sy aangesig soek, begin dit altyd by 'n hier in my hart. Here, ook ek het verkeerd gedoen. Here, saam met my ons, en daarom soek ons U antwoord vir ons en vir my lewe. Want alles begin hier. Ek moet lief hê, jy moet lief hê die ou langs jou, hy moet die ou langs hom lief hê, en so moet God se liefde deursuurdeeg, juis ook in hierdie tyd. Maar die vraag is, op wie fokus ons? Op God? Of op al hierdie negatiewe ou dinge, wat ons na luister, van hoor, lees op WhatsApp, koerante, nuus, alles? Waarop het die volk gefokus? Op God. En ek en jy, moenie ons hore uitleen vir wat die wêreld te sê het oor ons situasie nie. Dis nou tyd dat ek en jy moet fokus op God. So die 4de punt was, waarop het die mense gefokus? Hulle het gefokus in hulle vastheid op God. Nie planne gemaak nie, nie gefokus en uit vrees gereageer op dit wat die wêreld en dit wat rondom hulle aan die gebeur was nie. Nee, hulle het stil geword en gefokus op God. En toe, wat gebeur toe? Luister nou net saam met my na vers 15. Luister mense van Judea, inwoners van Jerusalem en koning Josafat. So sê die Here vir julle, moenie vrees nie, moenie bang wees vir hierdie groot menigte nie, want hierdie oorlog is nie 'n saak vir julle nie, maar vir God. Weet jy, dit maak my opgewonde. Dis nie 'n saak vir julle nie, hierdie saak, hierdie oorlog is groter as wat julle kan hanteer. En daaroor in julle stil word en erken van julle magteloosheid. Laat toe
dat God dit vir julle hanteer. In vers 17 sê, julle hoef nie te veg nie. Neem net posisie in en staan en kyk na die oorwinning van die Here vir julle. Moenie vrees nie. Juda en Jerusalem, moenie bang wees nie. Trek hulle môre tegemoet. Die Here sal by julle wees. Wow, weer 'n keer. Hoe wonderlik om te kan weet, wanneer ek en jy nie weet nie, wanneer ek en jy nie kan nie, dat die ewige, die almagtige God wat ons in sy hand hou, vir ons sê, julle hoef nie bang te wees nie, want ek is by julle. Hy sê dit ook vir my en vir jou. In vers 21 lees ons die volgende. Josafat het met die volk oorleg gepleeg, en toe sangers laat plek neem voor die gewapende manne. Hulle het vooruitgeloop in hulle gewyde klere, en die Here geloof met die woorde, loof die Here, aan sy liefde is daar geen einde nie. Dink jou dit in? Manne gaan oorlog maak. En wat doen Josafat? Hy sit die voorsangers reg voor in die koor, voor sy gewapende magte. En hierdie voorsangers begin loop, en wat doen hulle? Hulle sing nie 'n treurmara nie. Hulle loof die Here, die almagtige God, onder wie se gesag hulle uittrek, want hulle weet, die oorwinning is gewaarborg. En so trek die volk, en so stap hierdie manne, so sing, met 'n huppel in hulle stap letterlik. En dan lees ons in vers 22, juis toe die sangers met die lofprysing en gebed begin, het die Here onverwagte aanvalle bewerk op die Ammoniete, die Moabiete en die mense van die Seirberge wat in Juda opgetrek het. En hulle het die een neerlaag na die ander gelei. Toe val die Ammoniete en die Moabiete, die inwoners van die Seirberge aan, en spaar niemand nie en roei hulle uit. En toe hulle klaar was met die inwoners van Seir, het hulle mekaar begin uitdaag. Toe die Judeërs by die uitkykpos teen aan die woestyn kom en na die magtige vyand soek, lê daar net lyke op die grond. Daar was nie een oorlewende nie. Nie ek of jy, of enige iemand wat lewe vandag, kon ons situasie voorspel nie. Nie een van ons het dit sien kom nie. Maar ek glo met my hele hart, dat God in en deur dit alles wat nou aan die gebeur is, letterlik, deur dit alles net roep na jou en my. Kom volg weer vir my. Want dit is wanneer ek en jy in gehoorsaamheid aan God reageer, wanneer ek en jy hier begin, en sê, Here, ek het aangejaag, ek het ook nodig om voor U stil te word, en weer my prioriteite reg te kry. Wanneer ek en jy, as volk, as kerk, begin verstaan, dit gaan oor meer as klein verskilletjies. Dit gaan oor God se eer, en oor mense wat terug moet kom, onder die hoofskap van Jesus Christus, dat ons kan verwag ook, om God in aksie te sien. By ons erken van ons totale afhanklikheid van hom. Fokus op hom. Dan te luister na hom. Nie na wat mense sê, menslike planne en dinge nie. Te wag op die Here. En te hoor wat hy vir ons wys. En om dan in gehoorsaamheid soos Josafat ook te doen wat hy vir ons wys, al klink dit hoe verregaande. Loop vooruit en besing my lof en eer. En dan kom God in aksie. Wanneer ek in geloof daar die tree gee van Here, ek weet nie so mooi nie, ek glo nie regtig dit kan nie, maar Here, omdat U sê, sal ek, 'n Petrus. Kom Petrus. Dis dan, wanneer God die onmoontlike moontlik maak, sodat almal kan sien, dit is hy wat dit gedoen het, nie ek en jy nie. Kom ek en jy, saam met elkeen wat ook vandag luister na hierdie boodskap, kom word stil by die Here. Ons erken ons afhanklikheid, ons soek sy wil, en dan sê ons, Here, wat U ook al wys, ons wil dit doen.
sodat U die eer sal kry, wat U alleen toekom. Amen. Hemelvader, soos die Josafat staan ons ook vanoggend voor U, met 'n groot probleem. Here, en ons moet erken, ons het nie antwoorde op hierdie probleem nie. Here, ons wil ook na U toe kom, en voor U kom klein word. Ons wil ook U wil soek. En ons wil ook sê, Here, wys vir ons, wat is U wil? Vir my lewe, vir buurman se lewe, vir ons as Suid-Afrikaners, vir hierdie wêreld wat waar binne ons lewe, sodat ons ook op 'n nuwe manier U koninkryk kan sien kom in hierdie stikkende wêreld waar binne ons lewe. Ons meld aan vir diens. Ons wil fokus op die positiewe, op U. Ons wil saam met U die triomftog van oorwinning stap, deur U te loof vir die oorwinning wat U reeds behaal het. Maak elkeen van ons bereid om klein genoeg te word in hierdie tyd, sodat U ook deur ons U nuwe wêreld gestalte kan laat kry. Onder U as ons hoof, die begin en volëinder van ons geloof. In Jesus naam bid ons dit. Amen.